Goeiemôre gemeente. Goeiemôre en baie welkom. Dit is goed om weer vanoggend saam met u hier te wees. Dit gaan goed met almal, vertrou ek, want dit het nie te sleg gegaan met die rugby nie. So ons is almal altyd dankbaar daarvoor. Dit verander nogal, het ek agtergekom, 'n gemeente se ingesteldheid op 'n Sondag. Afhangende van hoe goed daar gespeel is of nie. So baie welkom. Ek het enkele afkondigings, maar voordat ek my afkondigings gee, wil ek graag net vir Maya kans gee om vir ons iets te sê oor die bazaar. Kan ek, is hy aan? Daar is hy. Goeiemôre almal. Hier staan ek nou weer in my hoedanigheid en nou wil ek sê, kan ons dalk ook maar soos die Springbokke maak. Hulle eerste helfte was okay en baie gelyk op en dit voel vir my half my eerste helfte, die aanloop tot die bazaar was okay. Maar laat ons ook nou uit die blokke uit kan spring en daai fenomenale oorwinning kan kry wat hulle in die tweede helfte gekry het. Want toe het hulle soos kampioene gespeel. Nou wil ek vir julle ook vra, kan ons nou almal asseblief saamtrek en soos kampioene begin speel vir die bazaar. Ons bazaar is die 18de Oktober. En ek voel daar moet nog vreeslik baie gebeur, maar in dieselfde asem voel ek ook, ons het sulke getroue, kundige, gewillige helpers hier by die kerk, dat ek baie dankbaar daarvoor is. So my oproep is, raak betrokke, kom praat met my, of met jou groepleier, wat jy weet, ek het nou vanoggend met Mariana gepraat, wat in beheer is van die pannekoek, of al ons ander stalletjies. Ek sal hierdie week probeer, dis bietjie moeilik met Michelle, maar ons sal probeer om aankondiging uit te stuur met die verskillende stalletjies wat daar wel gaan wees, dat jy kan sien waar jy kan betrokke raak. Of jy kan sommer net vir my sê, ek is beskikbaar. Ek sal dit baie waardeer. Ons het ook donasies nodig, van enige vorm. As jy iemand ken wat vir ons vleis goedkoop kan gee, of wat vir ons eiers kan gee, of ons het 'n wonderlike donasie alreeds van meel. So is 'n baie praktiese ding altyd die bazaar, maar as jy weet van mense, of as jy self kan donasies gee, dit sal wonderlik wees. En dit help ons om aan die gang te kom. Dan wil ek ook net gou afkondig dat Molly hulle, die dames, hulle bak weer môre koeksisters, en daar moet ook 'n wonderlike tweede helfte wees, nee Molly, want ons het baie koeksisters nodig vir die bazaar. Dit was een van ons groot verkopers. So baie dankie aan al daai dames wat altyd getrou hier is. Dis harde werk, en tog is hulle hier so baie dankie Molly, jy en jou span. Goed, baie dankie. Ek is beskikbaar, bel my of praat met my. Dankie Maya, al die pad van Holland af. Welkom terug ook. Dan ons ander afkondigings. Dis vanoggend die laaste Sondag dat Marietjie Derksen, hier by ons Marietjie, waar is jy? Waar is hy? Die laaste Sondag hierso by ons, ek verneem u verhuis, so ek bid ook maar net, ook namens die gemeente, die kerkraad, hulle het vir my gevra, ek moet dit net asseblief spesiaal uitlig, bid ons vir jou die Here se seën toe, vir die pad vorentoe, vir die nuwe seisoen in jou lewe, en die verhuising, mag jy ook ervaar dat die Here daar so saam met jou is, en mag jy ook die goeie werk wat hier in Westville ook in jou gebeure, die geestelike werk ook uitdra, daar waarheen jy gaan. Baie sterkte. Die ander afkondigings, u het die berig ontvang van Joe wat oorlede is, Michelle se man wat oorlede is, ook net namens die kerkraad, die gemeente, ons innige meegevoel met haar. Die
diens, die roudiens is dan Dinsdag 11 uur, soos ek verneem. Dan 'n laaste afkondiging, Dominee Zilke, sy is vanoggend daar by Kraanskloof, maar sy het ons ook in kennis gestel dat haar oom oorlede is, en sy sal in die week so teen Vrydag se kant die ry of afvlieg van Herbyl toe, om daardie diens ook te gaan bywoon. Ons innige meegevoel ook vir haar en haar gesin in hierdie tyd van rou. Daar is nie verdere afkondigings wat ek gaan uitlig nie, kyk gerus maar na die kommunikasie soos wat u dit ontvang. Kom ons begin ons erediens en ons saamwees deur lekker saam te sing. Daar is soos ons gewoonte 3 voorsangliedere wat ons gaan sing. Ons eerste ene is dan die Jesus hou my by die kruis. Ons tweede lied is deur te sien op die kruis. Ons sluit ons voorsang af met Liedboek 396 verse 1 tot 4. O
Ek gee vir u 'n oomblik vir 'n stil gebed in u hart, net van so 'n paar sekondes, en dan gaan ons voort met die wotum en seëngroet van daar. Kom ons raak stil. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ek groet u vanoggend, vrede vir u. Ek groet u in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ek gaan vanoggend vir ons die wet voorlees, of die opsomming van die wet, die Dekaloog. Ons gaan vanoggend na die woordverkondiging, die nagmaal saam gebruik. Dit is altyd van pas ook, wanneer ons onsself ook voorberei deur woord en sang vir die gebruik van die nagmaal, dat ons na ons eie lewens sal kyk. Dat ons daarna sal kyk en dat ons dit as 'n spieël sal gebruik, ook wanneer ons by die nagmaaltafel kom sit, sodat ons kan verstaan wat God vir ons in Jesus Christus kom doen het. Ek lees die opsomming van die wet, soos dit is in Matteus 22, vers 34, begin deur te sê, toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die sweye opgelê het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, 'n wetkenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Jesus antwoord deur hierdie twee stellings te maak en hy sê, hierdie twee is eintlik een, hulle is gelyk aan mekaar. En as gelowiges en as kind van die Here, sukkel 'n mens gewoonlik nie altyd met die eerste ene van die twee, wat sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand nie. Dus gewoonlik die tweede ene, maar die tweede ene is daaraan gelyk. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is die een waar ons baie keer val. En as jy val in die een, dan val jy in die ander ene. Kom ons sing dan ook as skuldbelydenis, as 'n erkentenis van ons sondes, Liedboek 239, verse 1 tot 3. Kan sommer net so bly staan. Die goeie nuus is, as u
dit wat u vanoggend gesing het in hierdie lied, as u dit bedoel het, uit die hart uit vanoggend terwyl u dit gesing het, dan sê 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, soos wat ons gedoen het in hierdie lied, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sondes vergewe, en ons van alle kwaad reinig. Gewoonlik lees ons die teks net tot daar, ek lees dit net verder aan, net om 'n mooi sin te maak van wat hier so staan, vers 10 sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar, en is sy woord nie in ons nie. Die goeie nuus is, Jesus Christus, God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees, spreek u vry. Ook vry van u eie liefdeloosheid, ook my vry van my eie liefdeloosheid, deur die bloed van Jesus Christus. Kom sing dan 'n danklied om vir die Here te sê dankie vir sy vryspraak wat ons ook vanoggend weer opnuut kan beleef. Liedboek 245 verse 1 en 3. Ons skriflesing kom vanoggend uit die evangelie, soos wat Markus dit opgeteken het. 'n Baie bekende verhaal wat die meeste van u ken. Ek gaan vir ons voorlees Markus 5 vanaf vers 25 tot en met 34. Voordat ons saam lees, kom ons bid ook tot die Here en vra dat hy deur die Heilige Gees ons ook sal lei in sy woord en in die boodskap. Ons hemelse Vader, Here, ons dankie vir vanoggend, vir hierdie nuwe lewe, vir hierdie nuwe dag. Ons gebed is altyd, wanneer ons so as gelowiges saam is, dat ons deur die woord en die bediening van die sakramente U kan leer ken. Nie net leer ken en verstaan nie, maar dat ons in 'n lewendige verhouding U kan ken as 'n persoonlike verlosser en 'n persoonlike saligmaker, wat elkeen van ons se diepste geheimenisse ken, ons diepste menswees ken. En ten spyte daarvan,
ons ontarm met u liefde en u genade. Here, mag ons val vanoggend die liefde wat daar is in Jesus Christus, wat ons verstand te bowe gaan leer ken. Mag hierdie kennis en hierdie verhouding wat ons het met u, ons lewe vorm, elke dag, elke deel van ons lewe, totdat daar nie 'n gedeelte is, wat nie deur u teenwoordigheid, u goddelikheid, en die inspraak in ons lewe gevorm en verander word nie. Dit is ons gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ek hou vir u daardie bekende gedeelte voor, ek lees uit die 2020 vertalings uit. Vers 25 begin so: daar was 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het erg gely onder baie dokters en sy het al haar besittings daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie. Dit het eerder slegter met haar gegaan. En toe sy van Jesus hoor, het sy in die skare van agter af gekom en aan sy bokkleed geraak. Want sy het gesê, as ek maar net aan sy bokkleed kon raak, sal ek gesond word. Die oorsaak van haar bloeding het toe dadelik opgehou en sy het aan haar liggaam gevoel dat sy van haar kwaal genees is. Jesus het onmiddellik agtergekom dat die krag uit hom gegaan het. Hy het in die skare omgedraai en gevra, wie het aan my bokkleed geraak? Maar sy disippels het vir hom gesê, u sien dan die skare van alle kante af teen u druk, en tog vra u, wie het aan my geraak? Hy het om hom bly rondkyk, om die een te sien wat dit gedoen het. Toe die vrou besef wat met haar gebeur het, het sy bewend van vrees voor hom kom neerval en hom die volle waarheid vertel. Hy sê toe vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees genees van jou kwaal. Net tot sover lees ons saam. Ek wonder al, miskien het jy al die ervaring gehad in jou lewe, dalk nie, dat jy bevind jou tussen baie mense en saam met baie mense, maar tog is jy alleen. Tog is jy alleen en tog pas jy nie in nie. En soms voel dit vir jou asof niemand jou raak sien nie. Asof jy net sowel nie daar kon gewees het nie. Miskien voel jy nie self so vanoggend nie. Dalk dink jy, nee wat, mense neem kennis van my. Hulle sien my daarom raak. Ek is nie alleen nie. Maar ek kan u verseker, daar is baie mense rondom ons wat alleen is. En ons verstaan nie altyd daardie alleenheid nie. My eie moeder bly by my in die huis en baie keer is 'n mens besig. Die bediening vat jou hiernatoe, soontoe. Jy is maar min by die huis en baie keer as ek by die huis kom, dan sê sy vir my, my seun, ek is so alleen. En dan is dit vir my moeilik om dit te verstaan. Dan sê ek van, maar ek is mos hierso. Sy sê, ja, maar jy spandeer so min tyd saam met my. Ek voel baie keer so alleen. Selfs al is jy vanoggend nie alleen nie, weet, daar is mense wat alleen is rondom jou. Selfs mense wat nie noodwendig lyk
asof hulle alleen is nie. Dit het my laat dink aan daardie bekende liedjie. Ek hoop jy hou van ABBA en luister ABBA se musiek. Maar so liedjie wat hulle sing, Super Trooper. Dit gaan oor hierdie superster persoon wat heeltyd in die kollig is en sing en optree. Maar in die lied sing sy, ek is so alleen. Al die ligte is op my en almal kyk vir my en so aan en is alleen. En dan ken ons die liedjie, dan sê sy, maar vanaand is anderste, want jy is daar en jy is tussen die skare en omdat jy daar is, voel ek nie alleen nie. En baie keer is dit ook maar net wat ons kan wees. Daar wees vir ander om hulle alleenheid weg te neem. Nou dit is presies waarin hierdie teks van Markus ons kom innooi vir oggend, kom innooi in die lewe van hierdie vrou. Hierdie vrou wie se naam ons nie ken nie, wie se naam nie genoem word nie, maar 'n vrou wat afgesny is en eenkant geskei was omdat sy onrein verklaar was. Sy raak weg in die skare, daar's 'n groot skare rondom Jesus. En sy dink vir haarself, weet jy, as ek maar net tot by hom kan kom, as ek net tot aan hom kan raak. En dan as sy aan hom raak, gebeur 'n wonder. Sy word nie net gesond nie. Ons lees meer as net haar genesing raak in hierdie teksgedeelte as ons daarna gaan kyk. Ons sien iets anderste ook. Sy word gesien. En sy word nie misgekyk nie. Sy word gesien, sy word genoem en sy word 'n dogter. Dit is die 3 goed wat ons in hierdie teks raak sien. Selfs Jesus soek haar. As hy vra wie het aan my geraak, dan sê die teks en hy het omgedraai en gesoek en gekyk. Waar is hy? Wie het aan my geraak? Hy soek haar om haar raak te sien, om haar te erken en om haar te herstel. En juis ook vandag, waar ons die nagmaal gaan vier, klink dit so relevant. Geloof wat aanraak, geloof wat uitreik, ook uitreik na die brood en die wyn. Vanoggend, wat elkeen van ons gaan doen om ook aangeraak te word deur God. Om te verstaan wat vergifnis beteken. Die vrou se situasie, baie interessant, sy is 12 jaar lank afgesny. Markus skets die prentjie van hierdie vrou se lewe in 'n paar kort woorde. Maar wat 'n wêreld van pyn en van seer in het. Sy het bloedvloeiing gehad vir 12 jaar lank. Ons weet nie presies wat die mediese toestand was nie, maar volgens die kennis wat ons het van die Ou Testamentiese tekste soos Levitikus 15 veral, was enige vrou wat aan bloedvloeiing gelei het volgens daardie Levitikus tekste was ritueel onrein gewees. En dit het so gewerk, jy kon nie eers aan iemand geraak het wat onrein was nie. Dit is nou interessant dat hulle het gereken die onreinheid kan oordra na jou toe. Iemand anders se onreinheid kan op jou kom sit en aan jou raak en jou infect en jou ook onrein maak. Nou as dit so werk dat jy weet, as ek aan iemand anders te gaan raak, dan gaan ek onrein wees, dan isoleer jy jouself van daardie persoon af. Dit is amper soos COVID-tyd.
dat jy jouself moes afsonder, dat jy nie aan ander mense kon raak nie, want indien jy aan hulle sou raak, sou jy ook siek word. Daardie isolasie, daardie alleen wees, dit is iets wat hierdie vrou moes ervaar het. Mense weggedraai vanaf as hy naby gekom het. Dit het beteken onder andere, sy mag nie tempel toe gegaan het nie, sy mag nie kerk toe gegaan het nie. Daar waar die gelowiges by mekaar gekom het. Sy mag nie in sosiale omstandighede in ons konteks by 'n braai of iets naby iemand gegaan het nie. Selfs haar familie sou haar agteruit geskuif het. Wie ook al aan haar geraak het, was onrein verklaar. Kan jy dit indink? 12 jaar lank, nie net 'n maand of 2 maande, vir 12 jaar lank, dat jy vir niemand 'n drukkie mag gee nie. Niemand se hand kan vashou nie. Nie fisies aan iemand anderste kon raak nie. 12 jaar lank buite die gemeenskap. 12 jaar lank stempel op jou voorkop. Ek is onrein. Ek is onrein. En Markus sê, sy het al haar geld aan dokters bestee. Al haar geld wat sy het sy probeer om dit reg te maak. En baie keer is dit so in ons lewe. Ons probeer goed in ons lewe regmaak en dit wil net nie regkom nie. Vir haar was dit nog erger, want die teks sê haar toestand het vererger as gevolg van die behandeling. Nie net het die behandeling nie gewerk nie, dit het dit nog erger gemaak. Wat haar nog verder moedeloos moes laat voel het. As jy aanhou probeer en 'n ding werk nie, dan gaan jy naderhand net moed opgee en sak en as gaan sit en vir jouself sê, "Wel, ek het alles probeer." Jou geïsoleerdheid is meer as net die eksterne geïsoleerdheid. Dit is ook iets binne in jou wat gebeur. Sy het nie net liggaamlik gelei nie, maar ook finansiëel, emosioneel alles verloor. En tog, toe sy van Jesus hoor, ja, daar's iets daarin. Daar's iets daarin om van Jesus te hoor. Om van hom te hoor en van hom te weet. Toe sy van Jesus hoor, kom daar 'n idee by haar op, 'n liggie kom by haar op. En sy sê vir haarself, maar as hy is wie hy is, dan kan ek net so ek kan nou wel nie by hom uitkom nie. Ek kan nou wel nie by hom uitkom nie. Maar ek kan net so deur die skare, deur die mense druk in my hand, net so uitsteek en aan hom raak. En as ek net aan hom kan raak, dan sal ek genees. As ek net aan hom kan raak, aan sy kleed kan raak. Nou die ander tekste in die evangelie, die Matteus en Lukas tekste, die Markus, die Matteus en Lukas tekste is bietjie anders as Markus. Hulle praat nie net van sy kleed nie, hulle praat van die soem van sy kleed wat hy moes aangeraak het. En hy sê, bedoel Jan, hoe kan dit nou enigstens 'n verskil maak of jy nou hier vat of jy nou daar vat? Ja, die soem van sy kleed, as jy nou geweet het, Jode se klere gelei, dit het gewone tosseltjies aangehaat aan die soem van die kleed. En dit was so gewees om hulle te herinner aan die Torah, die wet. Dit was die doel van die tosseltjies, as jy gaan lees ook in die Ou Testamentiese geskrifte,
baie keer die priesters ook tosseltjies aan hulle klere gehad. En die gedagte was ook gewees dat die kyk daarna herinner jou aan die wet. En terwyl Matteus en Lukas klem lê daarop dat dit in die soem was aan die tosseltjies, die uitreik na die wet, die verbond wat God met die mens het, die genesing wat daar is, dan vind daar vir haar genesing plaas. In Markus is dit vir Markus nie so belangrik nie. Hy fokus nie op die wet nie. Hy sê nee, wat jy maar net naby aan Jesus kan kom, as jy maar net aan sy kleed kan raak. Of dit nou die kleed is as geheel of net die frilletjies, maak nie saak nie. Die belangrike saak hier is dat sy vir haarself gesê het, ek moet net naby genoeg aan hom kom. En sy doen dit in die geheim, tussen die druk en die stoot van die skare, steek sy haar hand uit, sy raak aan en met eens gebeur dit. Sy voel haar liggaam is gesond. En as jy nou al 'n rukkie saam met my deur Markus gewerk het, na die vorige preke dalk kom geluister het of al geluister het, as jy nou agterkom dat die woord onmiddellik is in die evangelie van Markus die kernwoord. Alles gebeur onmiddellik. Gaan lees maar Markus vir interessantheid van vooraf. En hier sien mense dit weer, die 12 jaar en dan onmiddellik genees die vrou en dan ook Jesus draai onmiddellik om en kyk wie het aan my geraak, wie het aan my kleed geraak. Jesus voel. Wat 'n ongelooflike moment. Onmiddellik het Jesus geweet dat krag van hom uitgegaan het. Hy weet. Hy voel dit. Die disippels is verbaas daaroor. Here, die skare druk hier van alle kante en die vra wie het my aangeraak? Hulle dink dit is belaglik. Maar Jesus weet, dit was nie net 'n toevallige stamp of 'n stoot of 'n raak nie. Dit was geloof. Dit was 'n uitreik in geloof. Die Here weet, as jy in geloof na hom toe uitreik, om hom aan te raak. En dan pragtig hierdie teks, Jesus draai om en hy kyk, hy wil weet, hy wil die persoon ontmoet. Genesing, redding, deur Jesus Christus is nooit net 'n gebeurtenis nie. Dit is 'n ontmoeting, dit is 'n dieper ontmoeting met God drie-enig. Die vrou kom vorentoe, bewerig, teks sê sy was bang gewees. Sy was bang gewees, dat Jesus raas met haar. Sy is dalk bang gewees, Jesus gaan vir haar sê, wat het sy alles verkeerd gedoen? Sy was bang gewees, Jesus gaan haar veroordeel. Baie keer is dit hoe ons as gelowiges God sien. Ons sien 'n veroordelende God. Ons kyk na ons eie onreinheid, ons eie lewe en sê, maar ek kan nie na God toe gaan nie. Wat moet ek vir hom sê, as hy sien wat ek gedoen het, as hy weet wie ek is, as hy my sonde verstaan, dan gaan hy my verwerp. Hy gaan met my raas, hy gaan dit vir my erger maak. En dan sien ons Jesus doen dit nie, sy is bang. Sy is bang. En dan staan daar, sy het vir hom die hele waarheid vertel. Nie net 'n kort weergawe nie. Markus doen dit kort, want Markus is haastig en vinnig, hy wil goed onmiddellik afgehandel hê. Maar Jesus staan en luister na 'n storie. En sy vertel vir hom alles. Haar hele storie van pyn van 12 jaar. En Jesus luister, hy stop. Hy gee ruimte, hy laat haar praat. En dan daardie ongelooflike woorde wat hy vir haar sê. Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees gesond
van jou kwaal, dogter. Nou dit sal ons nou nie opval, hierdie woord dogter, wat Jesus daar gebruik het nie, want ons lees dit maar in die Afrikaanse teks, of as ons goed is en ons kan Engels ook praat, dan lees ons dit in die Engelse teks, maar in die Griekse teks is dit baie opvallend. In die teologie noem ons dit hapax legomenon, wat net beteken, taalkundig, is dit 'n woord wat Jesus net een keer gebruik het. En alles wat hy gesê het in die evangelies, het hy net een keer in sy lewe hierdie woord gebruik. Hierdie aanspreekvorm gebruik. En dit was met haar, toe hy vir haar gesê het, dogter. Hier lê 'n juweel weggesteek. Hy kon haar net as vrou aangespreek het, of gevra het wat is haar naam, maar hy sê vir haar, dogter, hy herstel haar identiteit, wie sy is. Hy plaas haar terug in 'n familie, in sy familie. Hy roep haar in haar en in sy vaderhuis in. Sy was 12 jaar lank buite afgesny sonder 'n plek. Nou sê hy, jy het nog 'n vader en jy hoort nog. Geloof wat aanraak. Wat het haar geloof gedoen? Sy het gehoor van Jesus. Sy het gehoop. En haar hoop het sy gewaag. Sy het gewaag deur uit hand uit te steek. Sy het aangeraak. Sy het ervaar. En later het sy vertel. En 'n identiteit ontvang. Geloof is nie net 'n teorie nie, geloof is nie net 'n dogma nie, geloof is 'n hand wat uitsteek, 'n aanraking, 'n waagmoedige gebaar. Vanoggend kan ek jou vra, wat is die dinge in jou lewe wat jou dalk leeg bloei? Wat jou vreugde tap, wat die lewe vir jou ondraaglik maak? As iets die moeite werd is om oor te kla, is dit die moeite werd om daaroor te bid. En as dit die moeite werd is om daaroor te bid, dan is dit die moeite werd om dit na God toe te vat. Wat is die dinge wat jou vasgeval laat voel? Jy word genooi vandag om dit te bring, om te waag in geloof, om 'n hand uit te steek en vanoggend aan die nagmaalbrood en in die wyn te vat. Dalk, wie weet, het jou huis 'n geheimenis geword. Iets wat weggesteek moet word. Iets waarvan ander mense nie moet weet wat agter jou geslote deure aangaan nie. Jesus nooi jou, hy sê, bring dit na my toe. Vir ons as gemeente, hoe sien ons mense wat afgesny voel? Hoe sien ons mense wat afgesny word deur die samelewing, wat getag word, wat uitgeskel word, wat nie ingenooi word nie? Hoe sien ons mense wat in die midde van ons is, maar wat uitvoel in ons samelewing? Daar is baie 12-jarige vroue van 12 jaar wat in ons samelewing, mense wat afgesny is deur stelsels van armoede, siekte. Die kerk van die Here Jesus Christus moet juis 'n plek wees waarin sulke mense kan kom om te waag. Vir hulle self kan sê, ek gaan dit waag om kerk toe te gaan, sodat ek daar aangeraak kan word, sodat my identiteit daar herstel kan word.
en sodat ek hierdie ongelooflike God 'n persoonlike verhouding met hom kan ingaan. En vir ons wat al jare lank gelowig is dit belangrik om dit te weet. Is dit belangrik om ook ander te nooi en te sê kom net soos wat jy is. Kom na God toe. Kom en wees aangeraak. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, ons dank U vir U woord. Ons dank U ook vir die geleentheid om nou deur die nagmaal wat aan ons bedien gaan word, ook aangeraak te word deur U Gees. Dat dit ons kan versterk en dat hierdie laaste woorde van Jesus aan hierdie vrou van wie ons gelees het, ook vanoggend vir ons kan waar wees en kan tasbaar wees. Waar U vir ons sê, dogter, seun, my kind, jou geloof het jou gered, jy het jou hand uitgesteek na my. En daardie geloof van aanraking het jou gewees. Gaan in vrede. Gaan in vrede. Amen. Ek wil vir die kerkraad geleentheid gee om vir ons die nagmaaltafel voor te berei. Ons vier vanoggend die nagmaal as gelowiges saam en ek wil u uitnooi as jy die vrymoedigheid het en hê asseblief die vrymoedigheid, miskien as jy 'n besoeker is hier vanoggend, vier die nagmaal saam met ons. Waag dit. Wees deel van ons as 'n geloofsgemeenskap om vanoggend ook hierdie brood en hierdie wyn te neem en iets te ervaar van God se groot vergifnis vir elkeen van ons. Die nagmaal het vir ons geweldige betekenis. Hoekom vier ons die nagmaal? Ons vier die nagmaal in die eerste plek omdat ons gehoorsaam is aan dit wat die Here vir ons sê om te doen. Dit is so eenvoudig soos dit. Baie keer hoef ons nie alles te verstaan wat God vir ons sê nie. Ons moet baie keer net doen dit wat hy vir ons sê om te doen. Dit vat vertroue. Toe ek klein was, het ek nie altyd verstaan hoekom my pa vir my sekere goed gesê het om te doen nie. Hy het baie keer vir my gesê, my seun, doen net dit wat ek vir jou sê. Al verstaan jy dit nie nou nie. Jy sal dit later in jou lewe, sal jy weet hoekom ek het vir jou gesê het jy moet dit doen. So, Jesus het self die nagmaal ingestel. En hy het vir ons gesê, elke keer wanneer julle op hierdie manier by mekaar is, gebruik dit op hierdie manier. En ons doen dit om onsself te herinner aan dit wat Jesus Christus gedoen het. Want hy sê vir ons, as julle dit doen, dink net vir 'n oomblik. Wat het ek vir jou gedoen? Mag dit vir jou tasbaar wees, mag dit vir jou 'n werklikheid wees, mag dit nie net vir jou hierdie abstrakte teologiese geloofsidees wees, wat ernstig in jou kop is nie, maar mag dit iets wees wat in jou lyf sit, in die eenvoud van brood, die alledaagse en van wyn. Daarom, wanneer ons die nagmaal gebruik, dan dink ons aan wat Jesus Christus gedoen het. En ons dink nie net aan dit wat hy gedoen het nie, ons dink baie spesifiek aan dit wat hy vir jou gedoen het. Dis nogal belangrik. Dis so een trappie verder skuif in jou denke daaroor, oor wat is jy besig om vanoggend te doen as jy hierdie nagmaal gebruik. Dit is nie net 'n mooi geloofsritueel of iets wat ons doen in die kerk nie. Nee.
sien jouself. Sien jouself as deel van hierdie nagmaalsgebeure en hierdie verhaal. Sien jouself staan voor Jesus Christus. Maar nie opgepoeier en mooi en geplak met al die goeters wat ons soms op ons plak om ons beter te laat voel oor onsself nie. Maar net vir wie jy is. Sê vir hom, Here, U sien dwars deur my. U weet presies wie ek is en tog is U bereid om vir so 'n ou sondaar te sterf. Ek verstaan dit nie. Ek verstaan dit nie. As jy nou nog mag gesterf het vir iemand wat goed is. As jy tog nou mag gesterf het vir iemand wat die moeite werd is. Maar nou sterf jy vir my. Dit is nie net 'n ritueel nie. Dis iets baie persoonlik wanneer ons die nagmaal gebruik. Die nagmaal is 'n fees, alhoewel ons dink aan die kruisiging van Jesus Christus en ons dink aan sy lyding en sy pyn waardeur hy gegaan het, is dit vir ons as 'n gelowiges 'n fees. Want dit laat ons daaraan dink, maar ek is vry. Ek is regtig vry. Al voel dit nie altyd vir my so nie. Selfs al is ek 'n geredde kind van die Here, voel dit soms nog steeds vir my, ek is vasgeval. Maar hierdie nagmaal help my om te verstaan, dat ek soms nie eens my eie hart kan vertrou nie. Nie eers my eie gedagtes kan vertrou nie. Wat vir my wil kom wys maak op allerlei maniere, maar nee, dit is eintlik nog nie, dis nog nie daar nie. Daar's nog hierdie en daardie ding wat reg gemaak moet word en dan sal God jou aanvaar. Nee. Kan ek nou vir jou sê, net soos wat jy vanoggend is. Net soos wat jy vanoggend is, vat God jou. Geen voorwaardes daaraan betrokke nie. Geen van, nee, daar is nou daai ding, en daar is nou daai ding, en kom ek dink daaroor nie. Net soos wat jy vanoggend is, vat God jou. En sê vir jou, dit is vir my genoeg. Jy is myne. En jy moet dit weet, anders is hierdie nie vir jou 'n vreugdefees nie. Dan bly jy net stil staan in daardie spieël van selfrefleksie van jou eie sonde en van jou eie mens. En kan jy nie gaan leef soos iemand wat die Heilige Gees in hom of haar het nie. Jy kan net gaan leef met die Heilige Gees binne jou as jy weet, maar ek is vry. Ek is vry. Maak nie saak wat ander mense van my sê nie. Maak nie saak wat ander mense van my dink nie. Maak nie saak of hulle nog my label en vir my 'n klomp goed sê nie. In Jesus Christus is ek vry. En die brood en die wyn is vanoggend vir my 'n belydenis en 'n belewenis daarvan. Ek gaan vra dat ons die instelling van die nagmaal soos volg hanteer. Ek het dit nou nie voor die tyd met die diakens en die ouderlinge deurgepraat nie, maar ek wil graag hê ons moet al die tekens uitdeel. Ons gaan die brood uitdeel en ons gaan die wyn uitdeel. Daar is wyn en daar's vrugtesap. Ek dink gewoonlik is die sap die aan die buitekant, ek hoop ek is reg, en die wyn die aan die binnekant. En as u die tekens het, moet dit nog nie gebruik nie, hou dit by u. Ek wil graag hê ons moet dit saam doen. Ek sal as ek sien almal het dit ontvang, sal ek die instellingswoorde doen en dan gebruik ons die brood saam en ons gebruik die wynstraam. Ek wil die kerkraad vorentoe nooi om my te help met die uitdeel van die tekens asseblief. Hulle het vir my 'n pragtige mooi broodjie hier voorgesit in die vorm van 'n kruis. 'n mooi stuk simboliek ook om te dink aan die kruis waar Christus ook elkeen van ons se sondes vir ons vergewe het. Kom ons neem die brood
vanoggend. Neem dit vanoggend, vat dit in jou hand, breek dit, eet dit, proe dit. Dink daaraan dat jou sondes vergewe is deur die liggaam van Jesus Christus wat vir jou gebreek is. Die wyn wat ons vanoggend gaan saam drink, is ons gemeenskap met die Here Jesus Christus. Neem dit vanoggend, neem dit, drink dit en glo dat sy bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening ook van jou sondes. Kom ons bid saam. Barmhartige God en hemelse Vader, U wat U self oor elkeen van ons ontferm. U wat elkeen van ons vanoggend raak sien. Soos ons hierso sit en vir ons kyk. Here, ons kom dankie. Ons loof en ons prys U vir die genade wat daar vir ons is in Jesus Christus. Die genade wat U vir ons geskenk het, deur hom wat vir ons as middelaar aan die kruis gesterf het, maar meer nog as dit opgestaan het uit die dood, wat die straf van die sonde op homself geneem het, en so vir ons die voedsel en die drank geword het, van die ewige lewe. Ons dank U dat U aan ons geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U dat ons opnuut weer vanoggend hierdie nagmaal in ons geloof versterk word. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy kom sal gebruik om ons daagliks te laat groei in die regte geloof en in 'n innige gemeenskap met Jesus Christus. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees U goddelike doel met hierdie nagmaal in elkeen van ons sal bereik. Amen. Vandag is ook die biddag vir Jode. So ek het dit nagelaat om dit in my afkondigings te noem. Dink maar in U persoonlike gebed en in die daggebed ook aan die Jode, die volk van Israel. Baie Jode het nog nie Jesus Christus aanvaar as hulle middelaar en hulle verlosser nie. Baie van hulle dink nog, wag nog vir die Messias om te kom. Dis ons ook as Christene en gelowiges se taak om vir hulle te bid en hulle op te dra aan die Here en ook vir die Here te vra, help ons ook om 'n getuienis te wees sodat hulle U ook kan sien. En ek het gedink, miskien moes ek nou vanoggend vir julle in Hebreëus die Shema gebed gedoen het, om in te pas by die Jode. Shema Israel, wat beteken, Shema beteken luister, Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, wat beteken Yahweh is die naam van God, Eloheinu, die Here jou God, is die enigste God, Yahweh Echad, hy is God en hy is God alleen. Is die Shema gebed, die Jode bid dit 2 keer 'n dag. Hulle bid dit in die oggend en hulle bid dit in die aand. Dink aan U in U eie gebed ook aan die wêreld wat verlore gaan en ook ons broers en susters wat Jode is wat nog nie Christus aangeneem het nie, dat hulle ook tot die waarheid en die insig sal kom deur die Heilige Gees wat hulle daartoe lei. Kom ons sluit ons diens af deur saam te sing ons slotlied, en ons slotlied kom uit die liedboek uit, lied 266.
ontvang ook die seën van die Here en gaan lewe in sy vrede. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy goddelike vrede gee. Ontvang hierdie wonderlike seën van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.